Goeiedag almal. Ek wonder of jy besef die nood waarin Suid-Afrika homself bevind. Ek verwys na die verval van morele waardes van die mens in sy algemeen. Diefstal, bedrog, vergrypings, verryking, moord en doodslag, dit het alles normaal in ons land geword. Dink maar net aan die moeilike omstandighede raak in die ekonomie, die werksgeleenthede en vooruitgang. Ons land lê eintlik stikkend, ons land lê in skerwe. En kom ons wees maar eerlik, die geestelike verval van die mens is ook duidelik sigbaar. Luister bietjie na Nehemia 2 vers 17. Hy sê daar, julle sien die nood waar ons in is. Nou die woordjie nood is ra'a in Hebreëus, wat iets beskryf wat in stukke gebreek is. Iets wat natuurlik en moreel uiters sleg en boos is. Dit is belangrik om hierdie nood, hierdie ra'a raak te sien en om dit ook te onderskei. Kyk net so bietjie om jou rond, neem waar wat besig is om te gebeur en jy sal sien dat die sleepsels van ra'a oral sigbaar is in ons skole, in ons huise, ons besighede, selfs ons parlement, ja, en ook in kerke. Maar juis as gevolg van al hierdie dinge glo ek dat die Here wag op ons as sy kinders, om op te staan en iets te doen. Nehemia 2 vers 17 sê, julle sien die nood waar ons in is, dat Jerusalem woes lê en sy poorte met vuur verbrand is. Kom, laat ons die muur van Jerusalem opbou, dat ons nie langer 'n voorwerp van smaad kan wees nie. Kyk bietjie na hierdie uitdrukking, 'n voorwerp van smaad. Dit kom van een Hebreëse woord, gerba, wat dui op iets wat kaal uitgetrek word, iets wat gestroop word van sy waardigheid, iets wat gelaster word, iets wat vervloek word, iets wat uitgedelg moet word. Maar luister net na die volgende vers, waar Nehemia die volk wil oortuig dat die Here aan hulle kant is, dat dit sy wil is dat hulle mure moet opbou. Nehemia 2 vers 18, en ek vertel hulle van die hand van my God wat goed was oor my, en ook van die woorde van die koning wat hy my gesê het. Nou, ek wil jou vandag vertel van die goeie hand van die Here wat in hierdie saak is. Ek wil jou vertel van wat hy vir jou in gedagte het. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Ek wil jou vertel wat die Here vandag vir jou persoonlik sê. Lukas 10 vers 19. Kyk, ek gee aan jou die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal jou ooit skade doen nie. Ek wil jou vertel wat die Here sê aangaande die smaad wat Satan in jou lewe veroorsaak. Romeine 16 vers 20. En die God van vrede sal die Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Ja, kom ons neem waar van al hierdie dinge wat om ons besig is om te gebeur, al hierdie stikkend en verwoesting wat om ons aangaan, en kom ons fokus op die Here, en ek wil vandag vir jou sê, kind van God, droom 'n droom, so groot, dat dit bestem is om te misluk, tensy die Here daarin is. En dan Matteus 19 vers 26, met hierdie mure wat die Here wil hê ons moet opbou, maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Dankie daarvoor, Here. Help ons, o Here, om ons kant te bring, om die mure van ons land weer op te bou. In Jesus naam, amen. En kom ons gesels die res van hierdie week oor hierdie tema. Kom, laat ons die muur opbou.